Goeiemôre en welkom terug by die Groot Ontbyt. En welkom in die Groot Ontbyt se klein kombuisie, saam met Chef Renate van der Berg Lord. Ja, dankie. Ek is so bly om hier te wees vanoggend. Lekker, hierdie pot maak my bang. Ja, wel. Hy kook dat dit bars. Ons kook vandag eiers, so ek wou net seker maak die pot kook. Dis wêreldeierdag vandag, so vandaar die eierkookbesigheid. Nou gaan julle sê, ek weet, daar's van julle wat gaan, wat? 'n gekookte eier op die kossegment. Ja, maar mense kan eintlik nogal baie leer van 'n gekookte eier. Baie mense weet nie eintlik hoe om 'n eier te kook nie. En ek weet dit is 'n klein bietjie boring. Dis hoekom ons dit gaan kook en dan gaan ons iets anders daarmee doen. Gaan jy gekookte eier met pizzazz maak? Ja, so dis 'n show business dag vandag. Nou maar jy kan enige ding op Dolly hier op die Groot Ontbyt. En Chef Renate van der Berg Lord gaan dit vandag doen. Waar begin ons? Ek moet vir jou sê, ek kyk hier, kan ons eers net fokus op die finale produk. Ja. Dit lyk vir my, die kleur van die gekookte eier lyk asof jy dit laasweek gekook het. Ek het dit gisteraand gekook. Gefermenteerde reuse kwarteleier. Wat is Nee, so dis net 'n gewone hoendereiertjie, maar nadat jy hom gekook het, dan gaan jy hom nou skil en dan gaan ons hom marineer. Wow. So dit is die kleur wat hy kry nadat hy gemarineer is. Gemarineerde eier. Ja. Dit is iets heeltemal volksvreemd vir my. Totaal. So voordat ons begin, het ek eers 'n belangrike vraagie, né? Ja. So wat het eers gekom? Die hoender of die eier? Ek weet jy gaan dit sê. Ek het gewag die heel môre vir die eerste ene wat die grappie gaan. Ja, en dit was ek. Ja. So hierdie dis wat ons ook gaan maak, kan jy sê is nogal excellent. Ek sal so sê. Okay, so om 'n eier te kook, daar is twee metodes hoe jy eier kan kook. Jy kan of van 'n koue begin of jy kan van 'n warm begin. En ek hou van 'n warm begin. En as jy eier kook van 'n warm begin af, is dit ook beter om jou eier op kamertemperatuur te bring. Want anders nie 'n koue eier in die yskas uit nie. Wel, dink gou daaraan, as jy iets koud vat en jy sit dit in kookwarm water, wat gaan gebeur? Ek weet nie, ek het nog nie dit gevoel nie. Hy kan kraak. Kraak. Ja. Dis wat die krake dan nou vandaan kom, yskoue eiers in warm water. Ja. So dan gaan jy ook jou eiertjie baie mooi liggies in jou kookwater sit. Onthou as jy hom in gaan gooi, gaan hy ook kraak. Breek. So ons wil nie dit hê Moenie nie. jou hand die ding insit hier nie. Nee. En dan so. Kookwater as jy 'n sagte eier wil hê, net so oor die 5 minute. As jy 'n harde eier wil hê, oor die 10 minute. As jy tussen die twee wil hê, dan so 8 minute. 8 minute vir 'n medium gekookte eier. Ja, so van warm water af. 4, 8, 10. Okay, so nou gaan hierdie kook tot ons hom wil hê. Toe jy dit sê, toe begin dit borrel. Kyk hoe mooi. En jy wil ook as hy borrel, wil jy nie hy moet te groot babbeltjies maak nie, want dit kan ook jou eier kraak. So net hy moet net Die borreltjies soos om die eiers dan gaan. sien nou was 'n groot babbel. So hy moet net lekker. Ons gaan nie hierdie in ons tyd gaar kry. Nou het hy gekraak, maar ons gaan nie daai deel wys. Dis reg. So die kamera van die plek. Okay, so hierso het ons nou eiers wat klaar gekook is. So jy kan dit net skil. So maklikste manier om 'n eier te skil is tap hom, En rol hom en dan kan jy sien hy's in water ook. So ek voel makliker in water, want dan kan dan vlyk jy die skilletjies af as wat jy hierbo staan en dit probeer afhaal. En ook fun fact, nee, maar ouer eier is lekkerder om te gebruik vir gekookte eier, omdat 'n eier het soos gaatjies. Ek weet nie of jy al gesien het, hy's very like porous. So daar kom CO2 uit. En as die CO2 uitkom, dan maak hy daai band tussen die dop en die eier los, so ons meer lig daar binne. So as jy hom gaan skil, is hy makliker om te skil, 'n ouer eier. Ek skil nou hier binne in die water. Dis lyk verskriklik. Maar jy moet soos dis wat ek bedoel, soos in die water skil. Hoekom in die water? Want dan is hy makliker aan kan die skilletjies. Ek weet nie, my vertroue in hierdie eier het gestaan. So, stap 1, stap 2. En ook as jy die eier skil, laat hom heeltemal afkoel. Dit is makliker dan as 'n warm eier. Okay, so vir my marinade het ek heuning. O ja, ons moet die eier mos nou marineer. Heuning. Ons is nog nie klaar nie. Heuning, so lekker soet. Heuning. Eiertjie wat ons hier het. Ons het bietjie knoffel. Ag. En
ek het 'n resep vir hierdie, maar ek voel hierdie is een van daai goedjies wat jy met jou hart meet. Na smaak. So as jy van baie knoffel hou, sit jy baie knoffel in. Dan het ek ook 'n bietjie rooi russies. Niemand kan op Ek het 'n TV ons bietjie asems ruik nie. sesame saad, ek het bietjie sesame olie. So sesame saad, Saad en sesame olie. En dan het ek ook sojasous. Okay, wag. Heuning, sojasous, sesamisaad, sesamiolie, Knoffel. en knoffel. Ja. En dan net om 'n bietjie groenigheid te gee, het ons 'n bietjie groen eie Ek ook stem binne. saam met dit. 'n Mens moet sprieteie in kantonese goedjies vir alles baie sprietyerig in eie, nê? In En dan eiers. hierso het ek eiers wat nou klaar geskil is en Ja. hulle gaan net in. Maar kan jy sien hè, hierdie mengsel maak nou nie my eiers toe nie. So nou gaan net halfte van dit kleur kry. Dis 'n dilemma. So wat doen ek? Ek het hierdie ene ons moet nie hierdie ene weggooi nie. Ja, ons Hy's kan nie hom eet. perfek nie, maar niks in Kyk, lewe is nie perfek. elke eiertjie gaan perfek Kom reg wees uit nie. Maar hulle Daar almal ook 'n doel is vir ewe hom. lekker. Daar's ook 'n doel vir hom in die So wêreld. so om nou seker te maak al my eiers is mooi toe, gaan ek net water vat en ek gaan dit net byvoeg. En daarso. So nou hierdie moet nou eers marineer. Hoe lank? So ten minste 2 ure want jy wil hê dit moet al daai geure Moenie oornag smake. nie. 2 ure, maar verkieslik oornag. Hoe langer jy dit gaan los, hoe meer geur gaan jy kry. Nee, maar moet jy nie daai eier wat dan nou oor is wat jy op jou bord, is dit nog een wat jy moet stil? Ja, so nou Die dopafval nog op daai een. so verrassing nee, wil jy hom gou vinnig vang. Kyk hy Jy moet nie dit breek. So dit is nou eintlik my eiertjie wat ek klaar gemarineer het. Is So jy kan sien die is hy kleur. afgedop? Hy's afgedop. Daar's geen dop nie. Kan jy dit glo? Sny bietjie ek sien. Kyk, so, hierdie was nou net oornag gemarineer. Hoe langer jy dit gaan marineer, hoe meer kleur gaan hy ook kry. So ja, geen dop op die nie. En dan as ek hom gaan oopsny, kan jy sien hoe mooi lyk my eiertjie. En dan gaan hierdie eiertjie op my bordjie en dan het ek net 'n bietjie van 'n chili sousie wat ek saam met dit bedien het. En hierdie. En eiers is baie gesond vir jou. Dit het amper al die vitamiene in behalwe Vitamiene C. Dis 'n baie goeie vorm van proteïene ook. So hierdie kan jy elke dag eet. Elke En dag, ja. jy kan dit vooraf voorberei en dit werk toe vat. Dis fantasties. Jy verlaat van 'n berg Lord, baie dankie. Dit lyk heerlik. Julle kan dit probeer by die huis. Ja. Gemarineerde eiers, gekookte eiers. Who thought? Who guessed? Wie het geraai? Maar nou baie dankie vir jou mensies. Baie dankie. Ek so bly ek was hier op eierdag. Op eierdag ja, en lekker Vrydag hou, nê? Ja. Top het flou. Ons is nou weer terug. Dan kuier ons verder.